Goeiemôre julle almal. Hoop dat julle wakker is en julle het 'n goeie nagrus agter die rug en die nuwe dag breek. So staan op, maak die beste van hierdie dag. Dis al wat ons het julle. Ons het hierdie dag. Ons weet nie of ons môre het nie. So gaan leef in die Here se goedheid en genade en liefde. Bly naby aan Jesus Christus en mag die Heilige Gees jou bewerk en mag hy jou hart oorvat en mag jy saam met hom vandag 'n nuwe dag betree. Ek wil so 'n mooi versie vanoggend lees in Psalm 22 en ek lees vir julle vers 4. U is tog die Heilige wat woon, waar die lofsange van Israel weerklink. Is dit nie mooi nie? U woon waar die lofsange weerklink. Is vir my vanmôre so 'n wonderlike vers. Weet julle, daar is 'n krag as ek en jy vir God aanbid. En daai krag kom van die Heilige Gees af. As ons God aanbid, dan begin daai krag te werk. En dis nie net ek wat so sê nie, die woord van God sê so. Wanneer ons begin om te bid, dan word ons DNA gevul met die woord van God, want hy woon daar waar die lofbetuigings van sy kinders is. Deur al die eeue heen kon ons dit nog nooit begryp het nie. Hoekom sal hy ons ooit lief hê? Dit is vir my 'n raaisel. Sy woord sê, hy het sy seun gegee sodat ons sy kinders kan wees. En aan sy kinders sê hy vanmôre in hierdie vers, ek is die Heilige en ek woon waar die lofsange van my kinders weerklink. Ja, dit is goed om jou vanmôre weer 'n bietjie na Psalm 22 toe te vat, want dit is so wonderlik. Jy kan maar net verwonderd staan, jy wil net op jou knieë val, jy wil op die grond neerval. So laat jou gees dan ontvanklik wees vir God se Heilige Gees, dat hy hierdie woord aan jou kan bekend maak. Want dit gaan jou wêreld en jou denke en jou perspektiewe verander, dit gaan jou negativiteit wegvat, dit gaan die slaggate in jou lewe opvul. Die psalmis begin daar in vers 2, my God, waarom het U my verlaat? Ja, as ek hierdie woorde lees, dan dink ek, dalk het Jesus daar op die kruis hom vereenselwig met mense wat deur die eeue met soveel probleme geworstel het. En die volgende vers sê, ek roep bedags en U antwoord nie, maar U is mos die Heilige wat woon, waar die lofsange van Israel weerklink. Nou weet julle, as jou middernag in jou lewe groot is, en as jy op al jou slaggate fokus, en jy sien nie meer die kilometers van goeie teerpad nie, dan kom God vanmôre en hy kom sê vir jou, in jou donkerste uur is ek die Heilige. En saam is ek en jy die nuwe Israel. En daar waar ons in gebed is, daar waar ek en jy voor die Here kom, is dit hy wat beheer vat. Dis hy wat vir ons wys dat hy God is. En dan sê Dawid in hierdie psalm, dis daar waar die Heilige woon. So as jy vanmôre wil hê God moet tuis kom in jou lewe, hy moet kom woning maak in jou, hy moet kom kamp opslaan, bid na hom toe, draai jou lewe na God toe, gaan na sy woord toe, gaan spandeer tyd in gebed saam met hom, want dan kom woon hy by jou. Hy kom maak permanente woning en hy sal nooit weer weggaan nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O, dankie Hemelvader, vanmôre vir hierdie oomblikke van stil gebed. Dat ek weet dat U in hierdie gebed vanmôre U tuiste by my kom opslaan. Dat U by my kom tyd spandeer, dat U by my is. Help my om vandag met daai wete te gaan lewe, dat ek enige oomblik van hierdie dag net my oë kan sluit en dan weet ek U is nog steeds daar. Help my daartoe in Jesus se heilige naam. Amen. Dankie julle almal. Ek hoop julle het 'n mooi en 'n geseënde dag verder. Ons praat weer môre. Totsiens.